My diepste smeekgebede is studie gedoen van Nancy de Mos-Wolkemoeg se boekie My Personal Petitions. Alles in die studie is vrylik vertaal van 'n waar materiaal wat verkrybaar is op Revival Hearts se webtuiste. Ek het die materiaal, wat oorspronklik in Engels geskryf is, in Afrikaans vrylik oorvertaal en dit gaan gepaard met 'n studieboekie My Diepste Smeekgebede wat dan by Revival Hearts Suid-Afrika beskikbaar is. Goeiedag, welkom by my Diepste Smeekgebede Bybelstudie. Hierdie Bybelstudie sal jou wys hoe om vir jou eie heiligheid en jou doeltreffendheid in God se koninkryk te bid. Kom ons kyk wat is die 10 versoeke van hierdie studie en dan gaan ons op die heel eerste een fokus. En in die komende maande gaan ons na die ander kyk. Ek dink dit is belangrik om te noem dat daar is nie 'n spesifieke volgorde nie. Enige een van hierdie kan nommer 1 wees. Nommer 1, bewaak my hart. Nommer 2, vul my met u liefde. Nommer 3, vul my met u gees. Nommer 4, mag ek in nederigheid geklee wees. Nommer 5, maak my 'n dienskneg. Nommer 6, bewaak my tong. Nommer 7, gee my wysheid en onderskeidingsvermoë. Nommer 8, gee my 'n dankbare gees. Nommer 9, leer my die vrees van die Here. En dan nommer 10, help my om deur geloof te wandel en nie deur sig nie. Hier is die eerste persoonlike versoek. Bewaak my hart. Die woord hart word meer as 1000 keer in die Bybel gebruik. Soms verwys dit na daardie kloppende orgaan wat bloed pomp en ons aan die lewe hou. Daardie middelpunt van fisieke aktiwiteit wat die res van die liggaam onderhou en aan die beweeg hou. Maar meestal, wanneer jy die woord hart in die skrif sien, verwys dit na daardie onsigbare plek wat ons denke, ons wil, ons emosies, alles wat onlosmaaklik en integraal verbind is. Ons gedagtes is deel van ons hart. Wat ons voel is deel van ons hart. Ons vreugdes, ons hartseer, ons vrese, wat ons liefhet, wat ons begeer, alles is saamgebind in die hart. Ons voorkeur, ons keuses wat ons besluit, hoe ons optree, ons gewete, al hierdie funksies is deel van en word beheer deur wat die skrif die hart noem. Nie die fisiese hart nie, maar daardie onsigbare beheersentrum van al hierdie aspekte van ons lewens. En so is die toestand van ons hart krities. In ons gevalle, sondige, ongeredde toestand, voor ons tot geloof in Christus kom, sê die skrif dat ons harte dwaas is, desperaat, goddeloos, geneig tot sonde, gerig teen God en teen sy morele wet. In hierdie toestand is ons harte gevalle, verdorwe en sondig. Dis die soort hart waarmee ons gebore is. Daardie oulike klein baba, dis 'n sondaar. Dis 'n gevalle, verdorwe sondaar. Ja, geskape na die beeld van God, maar geneig tot sonde. Daardie kind is nie 'n sondaar omdat dit groot word en sondig nie. Daardie kind groei en sondig omdat dit 'n sondaar is. Vanaf die tyd van Adam en Eva word ons in daardie gevalle sondige toestand gebore met sondige harte. Maar prys die Here, in die nuwe geboorte, by ons bekering, op die oomblik van ons wedergeboorte, gee God vir ons 'n nuwe hart. So sê die skrif vir ons. Dank God daarvoor. Maar het jy al ooit gevind dat jy 'n nuwe hart het, maar steeds op die ou manier leef? Of is dit net ek wat dit ervaar? Die waarheid is, solank ons in hierdie gevalle wêreld is ons harte steeds kwesbaar vir die invloed van die wêreld rondom ons, die wêreldstelsel, ons vlees, die sonde wat steeds in ons woon. Dis nie verwyder nie, en sal nie volkome verwyder word, totdat ons vir Jesus sien, en soos hy is nie. En dan het ons die duiwel, wat saam met sy magte werk, om ons te kry om op die ou manier te leef, en nie soos nuwe skepsels, met 'n nuwe hart nie.
Nou as ons hart gifstowwe in het, as dit nie gerig is op die Here en sy weë nie, sal dit wat uit ons hart kom, dit weerspieël. Jesus het in Markus hoofstuk 7, vers 21 tot 22 gesê, want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, seksuele onsedelikheid, diefstal, moord, egbreek, gierigheid, goddeloosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, dwaasheid, en voeg by wat jy ook al verder by daardie lysie wil voeg. As jou spesifieke sonde nie daar genoem word nie, kan jy dit net self bysit. Waar kom hierdie dinge vandaan? Dit is nie, die duiwel het my dit laat doen nie. Nee, dit is nie, my ma het my op my kop laat val toe ek 2 was, so ek het hierdie geneigtheid tot, en dan watter verslawing ook al, sedertdien nie. Dis uiteindelik nie my gene of enige ander eksterne faktor nie. Wat ons laat sondig, is dat ons harte vergiftig is. Ons harte is geneig tot sonde. Afgesien van Christus, wat vir ons 'n nuwe hart gee, is ons geneig tot sonde. Uit die hart van die mens, van binne, kom hierdie dinge. As ons hart rein is, en gevul is met Christus, en sy woord, en sy weë, sal dit wat uitkom in ons gedrag, in ons spraak, in ons dade, in ons gesindhede, alles dit weerspieël. Ons is geneig om mekaar te evalueer en te oordeel op grond van wat ons kan sien, wat ons kan waarneem, wat ons kan hoor. Maar wat ons doen en wat ons sê, die dinge wat uiterlik sigbaar is net die oorvloed van wat binne in ons harte is. Nou hier is 'n probleem. Vir sommige van ons wat soos 21ste eeuse godsdienstige fariseërs is, kan ons weet wat reg is, en ons kan doen wat reg is, en ons kan almal rondom ons beïndruk, wat dink ons is regtig vroom, maar binne-in is ons nie reg nie. Ons het 'n onregverdige hart. Die mens kyk na die uiterlike voorkoms. Ek was 'n voorbeeldige jong meisie vandat ek kan onthou. Ek wou nooit in die moeilikheid wees nie, en het altyd 'n front voorgehou dat ek 'n goeie mens is. Ek was in die kerk en ek het goeie dinge gedoen, maar God is die een wat na my hart kyk en weet waarom ek doen wat ek doen. Hy weet hoe ek regtig voel wanneer ek iemand in die dorp sien en nie lus is vir gesels nie. En koers kies in die rakke of rigting verander. Nou ek weet jy het dit nou nog nooit gedoen nie. En ek haat om so kwesbaar te wees, maar ek sê jou nou, my hart kan baie boos wees. Ek kan die regte dinge sê, die regte teologie ken, baie van die regte dinge doen, hoope bedieningswerk doen, maar steeds 'n hart hê wat giftig is, 'n hart wat bitter, of wrokkig, of selfsugtig, of trots is. En hier is die ding, God ken ons harte. Dis wat Lukas 16 vers 15 sê, God ken julle harte, hy weet, en dit wat God weet, is wat regtig saak maak. Omdat die hart so belangrik is dit hoekom dit so noodsaaklik is, dat ons verloste harte beskerm, bewaak en vir God bewaar word. Ek en jy sal nooit by die punt kom, waar ons nie God se krag nodig het, om ons harte te beskerm, te bewaar en te bewaak nie. As hy my hart net vir een dag sou los, sou ek terugval en soos 'n heiden optree, ten minste van binne af. Ek sal nooit by die punt kom waar ek nie God se krag nodig het om my hart te bewaar, te beskerm en te bewaak nie. God ken die hart reg. Ons het hom nodig. Ons het sy bewarende krag nodig. Wanneer ek bid, Here, bewaak my hart, vra ek God om vir my 'n rein hart te gee, 'n onverdeelde hart, 'n hart wat volkome aan hom toegewy is. Nie 'n halwe hart nie, nie 'n verdeelde hart nie. Ek bid dit wat die psalmskrywer in Psalm 86 vers 11 gebid het. Verenig my hart om u naam te vrees. Dis deel van wat ek bid. Ek bid, Here, bewaar my van dinge wat my hart sou aflei, wat my fokus van u sou wegneem.
Bewaar my van nietige dinge wat U nie waardig is nie. So ek bid, Here, gee my 'n rein hart. Ek bid ook, Here, bewaar my liefde en begeertes, wat ek liefhet, wat ek waardeer. Ek wil U met my hele hart lief hê. Ek wil lief hê wat U liefhet. So bewaar my van dinge wat my liefde sou steel. Bewaar my van afgode. Bewaar my van 'n beperkte liefde. Bewaar my daarvan om enigiets of iemand meer lief te hê as vir U. Wanneer ek bid, Here, bewaar my hart, is dit wat ek vra. Bewaar my liefde en begeertes. Ek bid ook, Here, bewaar my gedagtes. Bewaar my denke. Bewaar my van misleiding, van om dinge te glo wat nie waar is oor U, oor myself of oor ander nie. Help my om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Here, bewaak my gedagtes. En dan bid ek, Here, bewaar my van die bose. Jesus het dit vir sy disippels en vir ons gebid in Johannes 17 vers 15. Hy het gesê, O God, bewaar hulle van die bose. Dis deel van wat ons bid wanneer ons sê, Here, bewaak ons harte. As Jesus dit vir ons gebid het, dink jy nie ons behoort ook vir onsself te bid nie? Bewaar ons van die bose. Bewaar ons van sy slinkse planne, van die liste van die duiwel. Bewaar ons van sy openlike aanvalle. Beskerm ons. Bewaar ons. Hou ons weg van versoeking. Hou ons weg van sonde. Wanneer ek bid, God, bewaak my hart, dan bid ek, Here, bewaar my daarvan om te sondig. Ek wil nie sondig nie, maar ek is soms geneig tot sonde, so bewaar my hart. Psalm 19 praat oor 2 soorte sondes waarvan die psalmskrywer beskerming wou hê. Hy het gebid vir beskerming teen verborgde foute, daardie dinge wat ons dalk nie eens in ons eie harte raak sien nie. En hy het gebid om bewaar te word van opsigtelike sondes, van opsetlike sonde. Here, bewaar my van elke soort sonde. Bewaar my van bekommernis, van angs, van vrees, van hoogmoed, van selfsug. Plaas jou eie sonde op daardie lys. Ek bid, Here, bewaar my hart daarvan om hierdie wêreldstelsel lief te hê wat teen U is. Help my om U lief te hê. Bewaak my hart. Ek bid, Here, hou my hart sag en buigsaam en gehoorsaam, sag en ontvanklik vir die Heilige Gees. Gee my 'n gewete wat fyn ingestel is, sodat ek, wanneer ek die Heilige Gees bedroef, dit besef en dit dadelik regmaak. Bewaak my hart. Psalm 121 sê vir ons dat die Here ons bewaarder is. Hy is ons bewaarder. Hy bewaak ons harte. Filippense 4 vers 7 praat oor die vrede van God wat jou harte en gedagtes in Christus Jesus sal bewaar as jy ophou om oor alles bekommerd te wees en oor alles begin bid, dan sal die vrede van God jou hart bewaak. Dit sal soos 'n vesting om jou hart wees. As jy wil hê dat jou hart bewaak moet word, hou dan op om angstig te wees. Hou op om te bekommer en begin oor alles bid. En die skrif sê dat die vrede van God 'n vesting, 'n beskerming om jou hart sal plaas. Paulus sê in 2 Timoteus 1, daar is hierdie 2 interessante verse. Eerstens sê Paulus in vers 12, ek weet in wie ek glo. Ek is oortuig dat hy mag het om wat aan my toevertrou is, tot daardie dag te bewaar. Wie bewaak ons harte? Wie het Paulus gesê, hy is oortuig sal sy hart bewaak? God sal. Maar kyk dan na vers 14 van 2 Timoteus 1. Bewaar die goeie skat wat aan jou toevertrou is, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Wie moet ons harte bewaak? Ons moet dit bewaak, deur die krag van die Heilige Gees. So wie moet ons harte bewaak? God of ons? Ja, ons is verantwoordelik vir die keuses wat die toestand van ons harte beïnvloed. Ons het hom nodig om ons harte te bewaar en ons moet keuses maak wat ons help om ons harte te bewaar. Hy bewaak, ons moet bewaak. Ons is verantwoordelik vir die keuses wat die toestand
van ons harte beïnvloed. Jy sien dit in die geval van koning Salomo, as sowel as baie ander Oud-testamentiese konings. Hier is 'n duidelike voorbeeld. 1 Konings hoofstuk 11, luister hierna. Koning Salomo het baie buitelandse vroue liefgehad, benewens die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese en Jetitiese vroue. Van die nasies waarvan die Here vir die volk Israel gesê het, julle mag nie met hulle trou nie, en hulle mag nie met julle trou nie, want hulle sal sekerlik julle harte van my af wegdraai na hulle gode toe. God het dus gesê, moet nie met hierdie buitelandse vroue trou nie. Hulle sal julle harte wegdraai. Wat het Salomo toe gedoen? Die wysste man wat nog ooit geleef het iets baie dom gedoen. Hy het vroue getrou met wie God gesê het hy nie moet trou nie. Salomo het aan hulle bly kleef in liefde. Trouwens, hy het heeltemal hand uitgeruk. Vers 3. Hy het 700 vroue gehad, wat prinsesse was, en 300 byvroue. Dit klink amper onmoontlik. En wat het gebeur? Sy vroue het sy hart weggedraai. Presies wat God gesê het sou gebeur. Want toe Salomo oud geword het sy vroue sy hart weggedraai na ander gode, en sy hart was nie volkome getrou aan die Here sy God nie, soos die hart van sy vader Dawid. Nou Dawid was 'n man wat in 'n sekere tydperk van sy lewe groot sondes gepleeg het. Hy het onsedelikheid, oorspel en selfs verraad teen die nasie gepleeg. Maar hy is 'n man na God se hart genoem. Want toe hy met sy sondes gekonfronteer is, het hy berou getoon. God kan nie die dwaase dinge wat ons in ons verlede gedoen het, seën nie. Maar ek sal jou sê wat hy wel kan seën, 'n gebroke en berouvolle hart. Dus, wanneer ons bid, Here, bewaak my hart. Help my om my hart te bewaak. Help my om nie dwaase keuses te maak wat my in 'n posisie sal plaas waar my hart van U af weggedraai kan word nie. Jong mense, dit is hoekom dit so belangrik is dat julle, terwyl julle nog jonk is, keuses maak om die Here te eer, om julle harte te bewaak, sodat julle nie gewoontes en lewenspatrone vestig wat, wanneer julle eendag oud is soos ek, julle laat terugkyk en sê, hoekom het ek nie na raad geluister nie? Nancy vertel van 'n brief wat sy jare gelede aan 'n dierbare vriendin van haar gestuur het, toe sy 13 geword het. Terwyl sy haar tienerjare binnegaan, het sy gevoel sy moet haar uitdaag oor haar hart. Ek lees die brief vir julle. Liewe Robin, gelukkige 13de verjaarsdag. Dit was so 'n vreugde om te sien hoe jy ontwikkel in 'n pragtige, lieflike jong vrou. Ek wou vir jou 'n spesiale geskenk gee vir hierdie verjaarsdag, iets wat vir jou 'n bemoediging en 'n uitdaging deur jou tienerjare sou wees. Uiteindelik het ek besluit op hierdie klein stukkie juweliersware. Jy sal opmerk dat Spreuke 4 vers 23 op die agterkant gegraveer is. Die eerste deel van daardie vers sê, bewaar jou hart bo alles. In die afgelope weke het ek oor hierdie kort frase gemediteer. Dit sê dat die bewaring van my hart belangriker is as enigiets anders wat ek doen. Bo alles. Laat ek vir jou 'n prentjie skets om te verduidelik wat ek dink dit beteken om jou hart te bewaak. Dink aan jou hart as 'n kosbare skat, waardevoller as die duurste skat in die wêreld. Verlede week is 'n beroemde dokument uit die 1500s verkoop vir $70 miljoen. Die juwele wat aan die koningin van Engeland behoort, is veel meer werd, meer as $1 biljoen. En tog is jou hart, as 'n 13-jarige meisie, meer werd as die hele juweelversameling van die koningin. Nou ek is seker jy kan jou indink dat daardie beroemde dokument en die koningin se juwele nie sommer net rond lê vir enige iemand om aan te raak of mee te speel nie. Daardie items is baie kosbaar vir hulle eienaars en hulle gaan tot groot lengtes om dit te beskerm teen diefstal of skade. Dag en nag word daardie waardevolle besittings sorgvuldig bewaak teen diewe of vandale
met 'n gesofistikeerde, ingewikkelde sekuriteitstelsel wat slotte en wagte insluit. Hulle word heeltyd dopgehou. Hulle word ook beskerm teen die weer en teen verweer deur in 'n plek met presies die regte temperatuur en humiditeit gehou te word. Robin, jou hart behoort aan die Here Jesus. Dis vir hom baie kosbaar en hy is baie besorgd daaroor dat dit beskerm word. Eendag, wanneer jy in die hemel aankom, sal jy vir hom 'n hart wil gee wat op geen manier beskadig is nie. Om dit te kan doen, moet jy jou hart elke dag van jou lewe bewaak. Net soos daar diewe is wat graag hulle hande op daardie waardevolle skatte wil kry, is daar ook diewe wat jou hart wil steel. Die vernaamste een, natuurlik, is Satan, en hy het baie mense wat hy as sy helpers gebruik. Dit is noodsaaklik dat jou hart beskerm word deur hierdie indringers. Daar is ook weersomstandighede wat jou hart kan vernietig. Dinge soos bitterheid, trots, selfsug, luiheid, onsedelikheid. Jou hart moet ook teen al hierdie dinge beskerm word. So hoe bewaak jy jou hart? Ek hou daarvan om daaraan te dink, asof ek 'n groot, sterk vesting rondom my hart bou. Ek dink daar is 2 maniere waarop ons dit kan doen. Eerstens, dis belangrik om die slegte invloede buite te hou. Dit beteken dat jy moet oplet vir negatiewe invloede wat jou hart kan besmet. Daardie invloede kan mense wees met verkeerde waardes of houdings, of dit kan boeke, tydskrifte, flieks, musiek of televisieprogramme wees wat nie heilige, gesonde waardes, gedrag en verhoudings bevorder nie. Tweedens, dit is belangrik om die regte temperatuur en klimaat in die vesting wat jou hart beskerm, te handhaaf. Jy doen dit deur jou hart elke dag te vul met die woord en deur gebed en oorpeinsing oor sy weë. Ek is so opgewonde, Robin, dat jy reeds 'n gewoonte gevestig het om elke dag te begin deur die skrif te lees. Ek bid dat dit nooit net 'n roetine vir jou sal word nie, maar dat jy dit sal sien as 'n manier om God persoonlik te leer ken en hom toe te laat om jou hart skoon en vars te hou. My gebed vir jou, terwyl jy deur jou tienerjare gaan, is dat jou hart suiwer en onbeskadig vir die Here bewaar sal word, en dat hy altyd eerste in jou hart sal wees. Ek hoop dat hierdie stukkie juweliersware vir jou 'n voortdurende herinnering sal wees om bo alles jou hart te bewaak. Baie liefde, Nancy. Bewaar jou hart. Bewaak dit met alle ywer, met alle waaksaamheid, want daaruit spruit die fonteine van die lewe. Ek wil elkeen van hierdie sessies afsluit met 'n gebed en vra dat ons hierdie gebed ons eie sal maak oor die spesifieke versoek. Die versoek vandag is, bewaak my hart. Kom ons buig ons harte voor die Here. Ek wil eers 'n gebed lees wat Nancy geskryf het en daarna 'n gebed in die vorm van 'n lied geskryf deur Charles Wesley. Bid saam met my. Here, help my om my hart te bewaar en sal U asseblief my hart bewaak. Maak dit suiwer en hou dit rein. Beskerm my teen die planne en aanvalle van die bose. Bewaak my hart sodat ek, wanneer ek eendag in die hemel kom, dit heel aan U kan aanbied, want U is waardig. Charles Wesley het dit so verwoord. Oh, for a heart to praise my God, a heart from sin set free, a heart that always feels Thy blood so freely shed for me, a heart resigned, submissive, meek, my great Redeemer's throne, where only Christ is heard to speak, where Jesus reigns alone, a humble, lowly, contrite heart, believing true and clean, which neither life nor death can part from Christ who dwells within, a heart in every thought, renewed and full of love divine, perfect and right and pure and good, a copy, Lord, of Thine. Thy nature, gracious Lord, impart, come quickly from above, write Thy new name upon my heart, Thy new, best name of love. En ons bid dit, Here, in die lieflike naam van Jesus. Amen.